ons teksgedeelte lees, kom ons vat die persone se hande langs jou en dan bid ons saam as geloofsfamilie. Ons God wat altyd met ons is, dankie dat ons ook vanoggend op hierdie manier by mekaar kan wees en op hierdie manier kan loof en prys en saam aanbid. En dankie ook, Here, dat ons saam in U woord kan deel, dat ons die voorreg het om vandag ook te hoor wat U vir ons te sê het, en dat hierdie woord in ons lewens inspreek. Ons vra, Here, dat hierdie woord juis sal lewe bring daar waar lewe nodig is. Dat U herstel sal bring waar herstel nodig is. En dat U in ons sal doen dit wat nodig is, om al meer U beeld in die wêreld sigbaar te maak deur ons. Hier is ons, Here, gebruik ons. En gee ons ook die moed vir wat nodig is om te verander, juis sodat ons elke dag meer bruikbaar vir U kan wees. Ons wil nie mis dit wat U vir ons het nie, Here. Spits ons ore, berei ons harte voor, selfs as dit wat ons vanoggend hoor, hier en daar kan moeilik wees. Ons neem dit, ons vat dit, ons eet dit, en mag hierdie ook lewe en lewe in oorvloed in elkeen van ons se lewens bring. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Psalm 95. Psalm 95. En die Psalm wat ons vanoggend lees, het so 'n bietjie 'n tweeledige gedeelte. Ons vra vanoggend die vraag, hoe bly ek sensitief teenoor die Gees? En verlede Sondag het ons juis gepraat en bevestig dat wat ons doen of nie doen nie, bepaal nie ons verlossing nie. Ons verlossing is bepaal deur die prys wat Jesus betaal het. En die voorreg en die voordeel wat ons daaruit het, is dat die Gees in ons woon. Alles van hier af verder word addisioneel. Dit wat ek op die ou en doen of nie doen nie, dis wat my verhouding met God bou of breek. Maar dit bepaal nie aan my verlossing nie, en dit bepaal nie of die Gees in my is of nie. Die Gees wat in my woon is 'n geskenk van God, met 'n baie duur prys betaal, iets wat ek nie kon verdien vanuit goeie werke nie. En vanuit hierdie beginsel is daar iets anders wat ons ook moet verstaan. En dis dat ons baie keer geloof en logika met mekaar verwar. Ons dink baie keer dat geloof is die logiese ding om te doen. En dit is baie keer net omdat ons vanuit ons menslike perspektief dalk 'n uitkoms kan sien of die lig aan die einde van 'n tonnel kan sien. En dan gebruik ons hierdie logika om te sê, hierdie moet die weg wees van geloof. Hierdie moet wees wat God wil hê. Maar in die Bybel word daar baie duidelik onderskeid getref. Trouwens, in baie gevalle as net logika gebruik is, dan mis die volk die punt. Een van hierdie is juis in hierdie situasie, waar die Israeliete kom uit Egipte uit en hulle staan voor die begin van die beloofde land, reg om in te neem. God sê vir hulle, ek gee vir julle hierdie land, en dan wanneer hulle spioene instuur, dan lyk die mense groot, sterk, dis krygers, en hulle is slawe uit Egipte. Sterk dalk, ja, maar nie militêr toegerus nie. Nie militêr georganiseerd soos wat sou nodig wees nie. En so wanneer die Israeliete logika opweeg, dan sê hulle, hierdie kan nie wees nie. Ons is nog nie opgewas hiervoor nie, ons is nie reg hiervoor nie. En die koste daaraan verbonde is 40 jaar in die woestyn en 'n generasie wat nooit die beloofde land sien nie. Dit het gegaan oor om geloof te hê en gehoorsaam te wees, nie oor logika nie. Of sit jouself dalk in Dawid se skoene. Dawid word gesalf tot koning, maar hy's nooit op die troon nie. En dan op 'n stadium, dan jaag die koning wat is, Saul, jaag hom eintlik vir sy lewe. En in 2 gevalle het Dawid die geleentheid om Saul se lewe te neem. En nou ken ons die verhaal, Dawid is gesalf tot koning, God het hom gekies, en God het klaar van Saul onttrek. So logika sou sê, veral teen die tweede keer wat Dawid nou vir Saul in sy hande het, dalk is dit wat God wil hê. Dalk die eerste keer nie, maar die tweede keer verseker. En die ironie is, as Dawid daar Saul sou doodmaak, sou sy roete en sy koningskap baie anders gelyk het. Ons sou 'n ander Dawid gehad het. En dis hoekom dit so belangrik was, dat gehoorsaamheid 'n rol speel. Dat ons God se stem hoor en dat ons sensitief is vir die Gees, want logika en geloof is 2 verskillende goed.
En nou is dalk tye in ons lewe waar hierdie goed oorvleuel of waar daar raakpunte is of waar dit toevallig so uitwerk, maar is nie die norm nie. En as ons aanhou om logika te volg, dan beteken dit gaan altyd God beperk tot hierdie boksie wat vir my sinvol, logies is en maklik is. En enigiets buite dit pak my met vrees en angs want ek kan nie sien hoe hierdie enigstens gaan werk nie. En alles binne daai boksie is fantasties en halleluja en God is goed. Terwyl die uitnodiging is eintlik om vas te hou aan 'n God wat hom in onmoontlikhede verlustig. Om op die vreemdste plekke die vreemdste goed te doen en 'n resultaat te kry wat ons op geen ander manier kan kry nie. Julle het my al hoor sê, Jesus het nooit enige van die mense wat hy genees het in die Nuwe Testament dieselfde genees nie. Elkeen wat hy genees het, of dit 2 melaatses was, of dit blinde mense was, of dit die wat verlam was, elkeen was op 'n ander manier genees. Is redelik eenvoudig, want daar's nie 'n resep nie. Die opdrag van Jesus was eenvoudig, ek sê net dit wat ek my Vader hoor sê het, en ek doen dit wat ek my Vader sien doen het. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons sensitief is vir hierdie gees wat in my en jou woon, wat 'n geskenk is, en wat 'n belofte is tot 'n lewe saam met God. Ons moet sensitief wees. Want as ons nie sensitief is nie, en ons vat nie hierdie leiding nie, en ons luister nie na hierdie stem nie, dan gaan ons onsself keer op keer in plekke kry waar ek my eie kop probeer volg, my eie logika probeer volg, of eenvoudig iets doen en dan na die tyd smeek dat God tog net hierdie seën. Dan is nie waar ons wil wees nie. In Rigters is hierdie verdoemende sinnetjie elke keer, net wanneer die Israeliete op die punt is om absoluut droog te maak, hulle eie kop te volg, dan sê die frase, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Dis waar ons nie wil wees nie. Dit het nog nooit goed gewerk nie. En so, vandag vra ons, as ons sensitief moet wees vir die Gees, as dit so belangrik is om sensitief te wees teenoor die Gees, hoe bly ek sensitief teenoor die Gees? So kom ons begin by ons teks, Psalm 95. Kyk of jy die 2 dele kan sien wat amper as teenoorgestaande gedeeltes aangebied word. Dit sê: Kom laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne. Die see is syne, hy het dit gemaak. Sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. As jy vandag maar na hom wou luister, moenie hardkoppig wees soos destyds by Mariba, soos die dag by Massa in die woestyn nie, waar julle voorvaders my uitgetart het en my geduld beproef het, hoewel hulle gesien het wat ek gedoen het. 40 jaar lank het ek 'n weerstand in hierdie geslag gehad. Ek het gesê, hulle is 'n moedswillige volk. Hulle wil my paaie nie ken nie, en daarom het ek in my troon 'n eed afgelê, dat hulle nooit sou uitkom by die rusplek wat ek hulle wou gee nie. Ons lees net tot sover. Hierdie teksgedeelte lyk so bietjie dramaties. Onthou die poësie aard daarvan. Dat daar hierdie 2 teenoorgestelde gedeeltes aangebied word. Aan die een kant 'n harde hart, 'n volk wat nie luister nie. En dis asof God in hierdie Psalm ook bietjie hulle uitdaag met, julle weet tog wat ek gedoen het. Julle het gesien. Onthou in die tyd waar die Israeliete by hierdie plek gekom het in die woestyn, waar hulle veronderstel was om die beloofde land in te gaan, het hulle reeds gesien hoe God aan hulle voorsien met 'n vuurkolom in die dag, in die nag, en 'n wolkkolom in die nag. Het hulle gesien hoe hulle kon wegkom van die Egiptenare en hoe God vir hulle met oorvloed voorsien het van die Egiptiese byt. En nog steeds is dit hulle probleem, 'n hardheid van hart. Terwyl die teenoorgestelde wat in hierdie Psalm aangebied word, is juis hierdie lof, aanbidding en eer teenoor God. Dis my
baie interessant dat die Bybel juist hierdie twee teenoor mekaar stel, in hierdie Psalm spesifiek. En ons kry 'n aanhaling van hierdie Psalm, kry ons ook later in Hebreërs, wanneer dieselfde tipe argument gevoer word, om te luister, nie onsself te verhard nie onsself teen die Gees te stel nie, maar juist sensitief te word vir die Gees. Daar's natuurlik 'n paar goed in die proses, wat hierdie stem van die Gees ons meer voorsensitief maak, of wat ons minder voorsensitief maak. En dalk is dit sinvol om net so vinnig paar 3 goed te noem. Goed wat ons hard maak teenoor goed wat ons ontvanklik maak. Een van die eerste goed wat ons hard maak in vandag se lewe, vir my en vir jou, is ons bedrywigheid. En wanneer ek sê bedrywigheid, dan praat ek nie van ons skedule wat net eenvoudig hierby moet ons uitkom en daarby moet ons uitkom nie. Ek praat van ons bedrywigheid terwyl ons besig is met hierdie skedule. Dat ons aan die een kant is ons die hele tyd in die verlede. En aan die ander kant is ons die hele tyd in die toekoms. Ek wil vra of ons gou daai net op die bord kan kry. Net een aan. En nog eenetjie aan asseblief. Perfek. Hierdie bedrywigheid het nie te maak met 'n vol skedule nie. Dit het te maak dat ek en jy nie teenwoordig is nie. Jy hoef nie jou hand op te steek nie. Jy kan maar net vir jouself dit knik. Enigsins gedink het, jy kan multitask. Hou dit gou vinnig in gedagte. En ek praat nou glad nie van die vermoë dat jou hart klop en jou organe funksioneer terwyl jy besig is om 'n gesprek met iemand te voer nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van multitask tot die punt waar jy gefokus is op meer as een ding. As jy onder die illusie was dat jy kon multitask, dan het ek vir jou nuus. Neurologie het agtergekom ons kan nie op meer as een ding in diepte fokus nie. Daai denke wat maak dat jy kreatief kan werk met iets en analiseer, jy kan eenvoudig nie. Wat ons in ons samelewing geleer het om te doen, terwyl ons boodskappe antwoord, oproepe uitstuur, hierdie ding check, daai ding na kyk, hier beplan, daar iets doen, is om eenvoudig van fokuspunt te spring die hele tyd. En dan verder het hulle agtergekom dat dit vat jou omtrent 40 sekondes om werklik te fokus, om jou aandag daar te kry. So jy kan nou vinnig die som maak en sê, wel as jy 2 minute spandeer het om Bybel te lees en in daai 2 minute 2 boodskappe deurgekom wat jy altyd vinnig na gekyk het, dan in effek het jy vir 1 minuut en 20 sekondes eintlik net gesukkel om te fokus. Dis fenomenaal hoe tyd eenvoudig van ons wegraak in ons bedrywigheid. Ons is altyd besig met die verlede of ons is altyd besig met die toekoms. Ons probeer soveel verskillende goed balle net in die lug hou. En in die proses is ons nie bewus van wat ons doen nie. Ons sien dit in elk geval in ons verhoudings. Ons verhoudings kry skade want wanneer ek by iemand is ek nie regtig by hulle teenwoordig nie. My kop maal oor 3000 ander goed. En wanneer ek by die volgende persoon is, dan maal my kop weer oor 3000 ander goed. En as ek hier by die werk is of daar ergens is, dan is ek nog steeds besig met goed wat of was of goed wat kom. En dis 'n manier hoe ons dit kan teewerk en bewus raak daarvan is om stil oomblikke te skep. En nou weer eens, hoor mooi, dit gaan nie daaroor om in 'n besige skedule 'n klomp goed op halt te sit nie. Daar is baie keer 'n tyd wat ons eenvoudig dalk 'n paar goed moet sny en sê vir vandag kanselleer ek dit. Want daar's 'n oomblik van stilte met God nodig. En jy sal weet wanneer die oomblik daar is. Maar oor die algemeen gaan hierdie oomblik van stilte eintlik baie meer oor 'n oomblik van stilte in ons binneste. In plaas van om die hele tyd besig te wees met die verlede en die hele tyd besig te wees met dit wat nog kom, te wonder oor wat ek moes doen of wat ek gemis het en aan die ander kant nog beplan wat nog gedoen moet word, om net bietjie teenwoordig te kom, hier te kom. Een van die mooiste metafore wat ek nog gehoor het was dat die Heilige Gees vir ons is soos 'n duif wat op ons skouer kom sit. En die metafoor probeer glad nie sê dat die Heilige Gees vinnig van ons af verdwyn nie, maar probeer iets vertel van ons ingesteldheid. As 'n wilde duif op jou skouer kom sit, sou jy vir 'n oomblik iets anders doen op ander maniere,
Byvoorbeeld om iets van die grond af op te tel, sou jy versigtiger wees. Sou jy dalk versigtiger stap, of as jy moet trappe klim, versigtiger die trappe klim. Alles in die poging om nie die duif te verwilder nie. En dit word die fokuspunt van hoe ons met die Gees ook werk. Beteken wat ek doen, ten spyte van 'n besige skedule, doen ek met die fokus op God. Of dit is om kinders rond te ry, of dit is in die werk en die beroep waarmee ek besig is, of dit deur ons skedule is vir die dag, wat ook al dit mag wees en waarmee jy ook al besig is, dat ek dit doelgerig doen met die bewussyn dat ek kind is van God, dat God saam met my hier teenwoordig is. Daai bewussyn in hierdie oomblik waar ek nou is, beteken omdat ek op God gefokus is, gaan dit wat ek sê bietjie anders uitkom. Dit wat ek doen gaan bietjie anders gebeur. Dit wat vir my saak maak in daai oomblik gaan 'n bietjie anders lyk. Want ek het hierdie oomblik van stilte. 'n Stukkie geestelike stilte. Dit maak nie die wêreldse warboel om my stiller nie. Maar dit beteken ek is in die oomblik saam met God. Die volgende ding wat ons onsensitief kan maak teenoor die Gees is ons egos en ons trots. Ons egos en ons trots is 'n interessante ding, want ek kan maklik sê ek het nie 'n ego nie. En terwyl ek dit sê, voel my ego goed dat julle voel dat ek nie 'n ego het nie en dat julle kan hoor dat ek nie 'n ego het nie. Dis hoe verskuil dit is. Ons ego en ons trots is daai ding wat jou dryf om die laaste sê te moet sê. Om seker te maak dat mense jou reg verstaan het. Om tog net jou punt oor te bring. Of om in 'n oomblik te besluit, hierdie is vir my. Ek sny hier af. Ons het nodig om te verstaan dat ons egos en ons trots ons selfgerig maak. Wanneer my ego en my trots my fokus is, dan gaan dit eintlik alles oor my. En wanneer dit gaan oor my behoefte, dit wat vir my aangenaam is, dit wat vir my goed is, hoe die wêreld my sien, dan laat dit nie ruimte vir waarmee God besig is nie. Want God is nie net besig met my en jou nie, God is besig met die wêreld om ons. God se pad met Israel en sy seën op Israel was nooit vir Israel self nie, dit was sodat hulle 'n seën vir ander kan wees. En dieselfde gebeur met my en jou. Kan jy dink hoe sou Jesus se lewe gewees het as dit alles gegaan het oor hoe mense hom sien, hoe hy gelyk het, wat hulle van hom gedink het? As dit byvoorbeeld vir Jesus gegaan het oor wat mense van hom gedink het, is daar 'n klomp goed wat hy nie sou sê nie. Daar's 'n klomp goed wat hy nie sou doen nie. As dit oor Jesus se ego gegaan het, was daar 'n klomp mense wat hy eenvoudig nie sou raak sien nie. Nie sou saam tyd spandeer nie. Eenvoudig net nie by kom nie. Maar hier is die verskil. Die teenoorgestelde hiervan is juis in hierdie voorbeeld van Jesus. En dit gaan oor God se wil eerste. Dit beteken dat dit nie oor wat vir my belangrik is gaan nie, dat dit nie gaan oor hoe mense my sien wat belangrik is nie, dat dit gaan oor wat is belangrik in die oomblik vir God. Wat is God se wil hierin? As dit ons benadering is, dan beteken dit partykeer kan ek maar laat gaan van my laaste sê. Partykeer kan ek maar so bietjie soos 'n idioot lyk en dis oukei. Partykeer is nie nodig om my punt oor te dra nie. En partykeer is dit meer nodig nou om vir iemand te bid, as wat dit is van wat mense om ons gaan dink terwyl ons in 'n besige winkelsentrum is en verbyloop. Want dis nie nou ter sake nie. Maar dit kos van ons iets om te sê, ek sit myself op sy en ek fokus op dit wat God wil. Die volgende ding wat ons onsensitief maak, is ons vashou. Ons vashou aan wie ons dink ons is. Ons vashou aan wat ons dink is belangrik en baie keer ook, ons vashou aan ons seer. En jy is nogal geneig om vas te hou aan dit wat ons seer gemaak het en goed wat uit die verlede kom. Juist omdat dit vir ons 'n stuk identiteit gee. Ons sê dit nie hardop nie, maar dis die realiteit. Ek begin my definieer deur die trauma wat ek beleef het of die mense wat my ingedoen het en so dit word 'n stukkie waarin ek vashou. Daai onvergewensgesindheid, daai bitterheid, daai wrok.
Of die feit dat ek maar net eenvoudig vashou aan, dit is nou maar hoe ek is. Ek is nou maar ongeduldig. Ek is bietjie bombasties. Ek is 'n bietjie kort van draad. Dis hoe ons familie nog altyd was. En op hierdie manier waar ons vashou aan hierdie karaktereienskappe en aan hierdie seer, laat ons geen ruimte vir dit waarmee God besig is nie. Die uitnodiging aan die ander kant is eerder om te laat gaan. Te laat gaan van my seer, te laat gaan van my wrok, te laat gaan van my onvergewensgesindheid. Te laat gaan van 'n karaktereienskap wat ek altyd aan myself toegeëien het. Dis nou maar wie ek is. Om dit te laat gaan. Om dit in God se teenwoordigheid te laat gaan, beteken ek verloor in essensie iets, en dis juist die punt. Nooi Jesus nie die disippels ook uit en sê, as jy jou lewe wil behou, gaan jy dit verloor nie, maar die wat hulle lewe verloor, sal dit terugkry. En dit is 'n stuk belofte, dat wat ook al jy gedink het jy nodig het, en wat ook al jy gedink het jou identiteit is, verloor dit. Want in my is jou identiteit. En so is so belangrik dat ons hierdie 3 goed in gedagte hou. Dalk net 'n paar praktiese goed, vir hoe ons baie keer so maklik onsensitief raak vir die Gees, omdat ons dink dis wat nodig is. Dat ons bedrywigheid ons jaag, dat ons egos op die voorfront is, dat dit wat vir my belangrik is voor is, en dat ek sal vashou aan dit wat nog eintlik nie deel is van God se hart nie, maar dis wie ek is, en dis wie ons nog altyd is, en God ken my maar so. Terwyl die uitnodiging is om te laat gaan. Die uitnodiging is om God se wil eers te soek, en die uitnodiging in dit alles is om in die oomblik bewus stil te word. As ek kyk na hierdie Psalm, dan is daar 3 goed wat vir my na vore kom. 3 ritmes as te ware, wat ons kan volg om sensitief te bly en sensitiwiteit vir die Gees te kweek. Die eerste daarvan is Bybel lees. So eenvoudig soos wat dit is. Bybel lees want dis God se woord. Bybel lees want dis hoe ons God leer ken. Om nie my Bybel te lees nie, maar te sê ek het 'n verhouding met God, is sinneloos. As jy 'n verhouding met God gehad het, het jy geweet hoe belangrik is God se woord vir hom. Dis juis in ons Bybel lees, in ons tyd saam met God, waar ons al hoe meer God leer ken, waar ons God se leer ken, waar ons leer wat vir God belangrik is, waar ons leer hoe om God se hand in omstandighede te sien waar ons dit andersins sou mis. Bybel lees is eintlik so eenvoudig, maar is iets wat ons nie kan skiep nie. Want dit is deel van ons wese, dit is deel van hoe ons gevoed word by God. Nie een van ons gaan 'n dag sonder om iets in jou lyf te probeer sit nie. Om vir dae aan een niks te eet nie, klink sinneloos. Om eenmal 'n week te eet, klink na 'n resep vir 'n ongesonde lewe, en dalk selfs 'n vinnige graf. En tog doen ons dit met God se woord. Die bron van lewe kan ons so maklik afskuif. En so die uitnodiging is eintlik, lees jou Bybel. Doen moeite met God se woord, want dis waaruit ons God se hart leer ken, dis waaruit ons God leer ken, en dis waaruit ons gevoed word. En prakties vir vandag is dit regtig so eenvoudig. Of jy jou Bybel wil oopmaak en begin op 'n plek soos die evangelies, wat altyd 'n goeie plek is om te begin, of lees, of boeke deur te werk, of jy 'n leesrooster wil volg, dis beskikbaar. Dagstukkies wat jy kan gebruik, die teks van kan gebruik. As jy die Bybeltoepassing op jou selfoon afgelaai het, gaan jy elke dag 'n teksgedeelte kry. Vat daai teksgedeelte en lees in plaas van net die paar verse of die vers, lees die hele hoofstuk. Kyk wat kom voor en na. Daar's genoeg toerusting, genoeg hulpmiddels daar buite. Die uitdaging is net, gaan ons tyd maak daarvoor? Is dit vir ons belangrik genoeg om tyd te maak daarvoor? En so, Bybel lees word ons eerste ritme. En die tweede ritme is aanbidding. En aanbidding wil ek hê moet ons sien in 2 plekke, beide as geloofsgemeenskap en persoonlik. Nou, dit is belangrik om te verstaan, God is nie egosentries nie. Aanbidding het nie te maak dat God lof wil hê, en dat ons hierdie egosentriese God tog net moet vertel hoe goed en oulik hy is nie. Aanbidding het te doen met my en jou.
Want wat in aanbidding gebeur, is ons skuif 'n fokus. Dis is om 'n diep gesprek met iemand te hê. Jy kan nie 'n indiepte gesprek met iemand hê sonder dat jy vergeet van dit wat om jou aan die gang is, of dit wat op die oomblik besig is om te gebeur in jou lewe of in jou geskiedenis, of dit wat nog kom nie. Vir daai oomblik moet jy teenwoordig wees. En in daai gesprek is jy besig om 'n klomp goed op sy te sit. En dis wat met aanbidding gebeur. Aanbidding is 'n oomblik waar ek en jy onsself, ons eie menswees, dit wat vir ons belangrik is, dit wat ons dink belangrik is, op sy sit en ons hele liggaam, hart, siel en intensie fokus op God. En in daai spasie kan God met ons werk op maniere wat ons nie andersins altyd toeganklik is nie. En dis hoekom aanbidding so belangrik is. En aanbidding lyk op verskillende maniere. Dit kan eenvoudig jy wees in gebed by God. Dit kan wees dat jy musiek aansit en saam sing. Dit kan wees dat jy sonder musiek sing. Dit kan wees dat jy saam sing en dans. Op watter manier dit ook al is, daai aanbidding is belangrik. Dis 'n stuk waar ek my hele hart en my wese op God rig. En as kerk doen ons dit. Ons doen dit as geloofsgemeenskap gereelde basis en dis belangrik, want dit is 'n oomblik waar dit ek en God is en God en ons is. Maar dit is net so belangrik om dit by die huis te doen. Om 'n tyd te kry, om tyd te maak, om my deur toe te maak en hierdie tyd persoonlik met God te spandeer. En in hierdie spasie van aanbidding gee ek die geleentheid vir God om my op 'n ander manier te vorm. As ons in die almagtige God se teenwoordigheid kom, doelbewus, en jy stap anders daaruit as wat jy ingestap het, dan jy te doen gehad met 'n lewende God. Terwyl as jy uit God se teenwoordigheid in hierdie oomblik uitstap, dieselfde as wat jy ingestap het, dan was jy besig met iets van jou eie verbeelding. Die mooi ding daarvan is juist dat God ons innooi en in sy teenwoordigheid 'n klomp goed begin verander en in plek val. En dis die uitnodiging. Aanbidding word ons tweede ritme. Net soos wat ons in hierdie Psalm dit gevind het. Waar die Bybel gegaan het oor dit wat God al gedoen het en wie God is, gaan hierdie oor 'n totale laat gaan. 'n Laat gaan van wie ek is en 'n laat gaan van wat ek dink belangrik is. 'n Aanbidding teenoor God. En dan die laaste ding. Die laaste ding, juis omdat ons dit so maklik mis, is dat God deur mense werk. En in baie gevalle, deur die mense van wie jy dit die minste verwag. Ek dink baie keer dit is God se sin vir humor om ons te herinner dat hy besig is op maniere wat ons dit nie altyd verwag nie en dat God deur elkeen se lewe iets na vore kan bring. Baie keer is die gesprekke wat ons het met mense, oomblikke waarin God eintlik so duidelik met ons praat. En ons mis dit want dit kom van iemand van wie ons dit nie verwag het nie. En so die uitnodiging in hierdie ritme sou eenvoudig wees om op te let na mense. Om seker te maak dat wanneer ek met mense te doen het, of dit is in my besigheid of in my werk, of dit is na werksure, of dit 'n vinnige hallo is in die dorp, waar ook al dit is, dat ek moet verstaan dat ook hierdie persoon is gekies, gered en geliefd deur God. Maak nie saak hoe hulle in daai oomblik optree nie. Maak nie saak wat hulle geskiedenis is nie. Maak nie saak of hulle bewus is van God se liefde of nie. God het hulle lief. En in hierdie oomblik, in die tyd wat ons saam het, of dit vir 'n oomblik se hallo is, en of dit vir meer of langer as dit is, dat ek in daai proses oop is vir dit wat ek kan bied, dit wat ek vandag kan gee, dit op watter manier ek ook al kan dien, maar ook op watter manier God deur daardie persoon met my kan werk en met my kan kommunikeer. Dit was nie God se stem wat gebulder het en gesê het, hierdie is die beloofde land nie. Hy het deur Moses gepraat. Hy het deur Aaron gepraat. En hy het deur Josua en 'n paar ander jong manne gepraat wat teruggekom het en vasgehou het aan geloof. Gemeente, hierdie 3 ritmes moenie reëls word nie. Maar dit word maniere waarop ons sensitief kan bly vir die Gees.
Juist sodat ons onsself nie in situasies kry waar ek dink hierdie volgende tree is logies, terwyl die Gees eintlik vir my iets anders sê nie. En God se stem is nie onbekend nie. Elkeen van ons ken God se stem. Dis die mooi daarvan. God se stem is juist dit wat vir jou bekend is, dit wat vir jou soos huis is, want dis wat dit is. Jesus maak dit baie duidelik, my skape ken my stem. En aangesien ons deel is van God se huishouding, is God se stem vir ons bekend. Maar ons ingesteldheid, ons sensitiwiteit teenoor die Gees, dit speel 'n rol. En as ons aanhou om onsself hard te hou en besig te hou en ons eie egos voor te sit, as ons aanhou om vas te hou aan dit waaraan ons nie moet vashou nie, gaan ons onsself keer op keer in situasies kry waar dit net nie voel asof God praat nie. En nie weet in watter rigting om te gaan nie, en dan is die logiese uitweg dalk die enigste rigting wat ek kan inslaan. Terwyl om myself sensitief in te stel, beteken dat ek die Gees se leiding kan vat, tree vir tree in my lewe. En dis op die ou end, waartoe ek geroep is, en dis op die ou end ook, wat moet gebeur, vir God om al hoe meer duidelik deur my lewe sigbaar te word. Amen. Gemeente, mag ons hierdie week ingaan. Ritmes verander sodat ons sensitief bly teenoor die Gees. En die Gees se leiding in ons lewens ook so aanvaar, al lyk dit nie altyd logies nie. Mag die God wat altyd met ons is, die Seun wat vir ons die voorbeeld was van die Vader se liefde, en die Heilige Gees wat ons lei in alles, vir my en jou hierdie week ook tasbaar teenwoordig wees. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het by hierdie diens. Ons wil ook graag van jou wil hoor. As jy getuienis het om te deel, of jou storie het om te deel, of jy het net 'n eenvoudige gebed nodig, kontak ons gerus. My kontakbesonderhede is net na hierdie gedeelte. En natuurlik moet ons ook vir mekaar sê dat bediening nie net in 'n silo gebeur nie, dat ons hulpbronne nodig het om dit te doen. As jy graag by hierdie gemeente wil bydra, finansiëel of op 'n ander manier, laat ons gerus weet. Ons bankbesonderhede sal ook hierna sigbaar wees, sowel as ons SnapScan kode as jy verkies om op so 'n manier jou gedeelte te gee. Dankie dat jy ingeskakel het en vandag deel gevorm het van ons. En ons hoop om jou binnekort weer te sien en om van jou te hoor. Totsiens.